baie welkom by vandag se Die Reine Wynheid. Ek hoop jy luister lekker na die episodes. Gaan loer gerus op die platform, daar's so baie om te verken. Welkom van my kant Martelies Brink en vandag klink ons 'n glasie Chenin Blanc. Ons het vir meneer Chenin in die ateljee, Ken Forrester, wat gaan gesels oor hierdie pionierspad wat hy gevolg het en sy fokus op Chenin Blanc. Sy opvolger, Shaun Matthysse, vertel sy inspirerende verhaal en hoe mens daai groot skoene vol staan in die pragtige wyne wat hy deesdae as Ken Forrester se wynmaker maak. Maar eers is dit tyd vir die wyn vir die week. Ek het hierdie wyn vir die eerste keer die naweek gedrink en was so verras. Dit is 'n Shiraz met 10% Grenache by. Dit is die Telima The Abbey 2022. En ons het hierdie wyn so geniet. Ek dink hy verkoop op hierdie stadium so vir R280 'n bottel. En ek dink vir daai veroudering en die kwaliteit wat jy kry, is dit 'n redelike goeie prys, as ek dit maar mag sê. En jy dink aan kos, jy kan dit nou oor die winter met 'n lekker breedie geniet. En 'n braaivleisie natuurlik. Dit is baie ryk en baie mooi donker vrugte, swartpeper en gedroogde kruie wat jy daarbey geniet in die Grenache wat hulle bygevoeg het, gee net so klein bietjie subtiele rooibessie note daarbey. Vol rond, kompleks, maar vreugde in 'n bottel. So kyk of jy dit in die hande kan kry, laat my weet wat jy daarvan dink. Dit is die Telima The Abbey. Natuurlik Telima, die naam kom van daai 16de eeuse Franse skrywer François Rabelais, wat ook oor die pragtige Abbey geskryf het, Telem, en dit is waar dit dan nou vandaan kom. Indien jy belangstel aan daai tipe van agtergrond vir wyne, geniet hom. Laat my ook weet wat jy tans drink, wat jy geniet, jou wyn dalk wat jy sal voorstel, en dit is brink by rsg.co.za. In die ateljee. Ek ontmoet uiteindelik vir Ken Forrester. Ek drink al vir dekades sy wyn en natuurlik is hy die koning van Chenin Blanc, meneer Chenin in die ateljee. Dis die eerste keer wat ek hom ontmoet, dis 'n groot voorreg. En dan iemand wat hy met die hand gekies het, Shaun Matthysse, wat hier kuier, vir wie ek nou 'n bietjie beter ken. Ek het al baie met Shaun gesels, daarso by die Woordfees proe, en dan het hy altyd hierdie pragtige antwoorde op my vrae op daai verhoog. Welkom aan julle. Baie dankie. Dankie Marlies. Ken jy 'n lekker radiostem hoor. Ek wil net sê, dit kom nogal mooi. Man het altyd vir my gesê jy moet op radio werk met daai gesig van jou. Ek spot met hom voor die tyd. Ek sê ek sien uit 'n klomp honde, wat die honde se name toe sê vir my. Sy vrou sê mense vra nooit wat haar naam is. So wat is dan solank sy nog die gesig geniet. Die vrou se naam is Teresa. Teresa. Maar ek noem haar maar simple T. T. En ons het eintlik 'n wyn gemaak met die naam van T. Ja. 'n soetwyn, 'n edellaatoes. En praat van sommer voor te spring met die natuur en die klimaat en so aan. In die laaste 6 jare het ons glad niks van daai noble late harvest druiwe gekry, daai edellaatoesdruiwe. Hierdie jaar vir die eerste keer uit die skoon blou hemel, hier sit trossies vol Botrytis. En jy weet, mense vra my hoekom. Ek sê man, ek dink dit Dinsdag gereën, maar ek kan nie onthou watter Dinsdag nie. Ons is net dankbaar. Ons is net bly. Net dankbaar. Net dankbaar. Dit is fantasties. Kyk, ek moet net sê ek voel baie skuldig oor die bottel wyn wat julle nou wil oopmaak. Ek het nie geweet wat julle gaan saambring en so nie, maar dit is mos nou absoluut 'n legendariese wyn. Shaun, om hierdie wyn te maak, as 'n mens kyk daarna, ek weet nie hoe 'n mens, jy gaan seker maar net op 'n pad en is 'n proses en jy val in. Maar staan jy partykeer so 'n bietjie terug en jy sê maar ek is nou die wynmaker van Ken Forrester wyne en ek maak nou hierdie wyn wat Ken, jy kan maar oopmaak. Kan ek maar vir jou afneem terwyl jy oopmaak? Gee jy om vir video's? Maar Marlies, hierdie geluid nou. Hierdie is die spesifiek. This is the crack of quality, luister. Al die mense wat so lief is vir 'n kerk. Dit is absoluut nonsens. Hierdie is die kwaliteit. Dit kom, soos mense sê, in 'n screwcap, maar hy's nie net 'n screwcap, hy's 'n Stelvin closure. En as 'n mens erg daaroor wil dink, daai Stelvin closure was eintlik die eerste gasket. En 'n gasket is wat jou en elke liewe motorkar engine in die wêreld laat maak het, was net die feit dat ons 'n gasket het.
En hierdie klein silver gasket in die doppie, dis wat die ding, wat die wynbottel toehou en al die lug uithou. En dis presies wat ons wil hê. En hy's 100% vertroubaar. Jo, nou maar gesondheid. Cheers, gesondheid. Ek dink Sean, jy moet vir mense verduidelik hoekom hierdie so spesiale wyn is. Hoekom maak ek nou so groot ding hiervan? Wel, eerstens, dis 'n spesiale blok. Vir my is altyd, ek het 'n groot voorreg om met ouere wingerde te werk. En ek glo, daai wingerde het al verskillende seisoene gesien. Hulle het hulle self gevestig in die grond. En daar's net min wat ek kan doen in die wynmaakkant, so wat ons sê, ons het 'n hands-off approach, 'n minimal intervention approach. En as ek nou die storie sal vertel, die storie van die FMC, hoe hulle probeer het in die 90s met die verskillende style waar hulle te veel probeer het en op die einde van die dag toe hulle het in 2000 die styl sport aankry, toe is dit net, jy moet minder interfereer in die wynmaakproses. So dis 'n spesiale wingerd vir ons, 74 geplant, bosstok Chenin Blanc blok, en ook die manier hoe ons die blok hanteer. Want normaalweg, almal pluk 'n blok een keer en dan kry jy maar 'n bietjie kwaliteit wat ons sê average is in daai geval. En ons wil nie average hê nie, ons wil die beste hê uit hierdie uitsonderlike spesiale bosstok wingerd van Chenin Blanc. So ons oes hierdie blok verskillende kere oor 'n 6 tot 8 weke periode tydens Parstyd. Nou baie van my wynmaker vriende sê vir my ek is mal. Toe sê ek, hierdie spesifieke oesjaar in 2025 het ons 22 seleksies gedoen, 22 plikke. So ek gaan 22 keer in die blok, gaan haal ek druiwe van 'n spesifieke porsie en dan gaan dit na die kelder toe en dan doen ek my magic. En so gaan ek 22 keer en dis 22 wyne van die een enkele blok wat ek maak om te wys dat daar is die kwaliteit wat ons wil hê. Ek is so opgewonde oor wat julle alles vir ons gaan vertel. Ek het so baie vrae en hierdie mentorskap wat eintlik al 12 jaar terug begin het, as ek nou die datums reg het in my kop van ken. So ek het op 'n stadium 'n onderhoud gedoen met iemand, 'n seun van 'n wynmaker, toe sê hy vir my nee, hy volg die resep wat sy pa in daai boekie geskryf het. Stap vir stap van die begin tot die einde. Hy verander nie daaraan nie. So is dit daai tipe van proses, jy sê hier is hoe jy die FMC maak en jy volg hom so, want soos wat hy nou praat, is daar baie mos nou finesse wat daarbey betrokke raak en gevoel wat ook gebruik moet word, sy magic soos hy sê wat hy moet gaan verrig. En dis presies, sy woorde is doodreg, want ek verkies nie 'n resep, maar die teenoorgesteld. Jy moet eintlik 'n gevoel hê, jy moet in jou hande kan voel. Ek het 'n ouma gehad wat lekker koek gebak het en shortbread, sy was 'n Skotse tannie, sy het shortbread gebak. En sy het 'n mens met jou hand gevat, met jou hand gevoel en gesê, jy sal kan bak of jy sal nie kan bak nie. En sy het kom sommer uit die hitte van jou hand of die gevoel van jou hand. En is daai gevoel wat jy moet hê vir die druiwe. Daar is nie 'n resep, daar's glad nie 'n resep nie. Ja, dit is net die neus van die wyn, maak my so gelukkig, jy weet, ons neem nou op 'n maandag op en dink jy nou, maandag, daar is mos nie vreeslike wyndagie, ek weet nou nie of ek nou verskriklik uitsien na wynproevendagie, maar jene, dan kry jy nie daai aroma op jou neus en die palet, dit is regtig 'n fenominale wyn. Hoekom Chenin ken, asseblief, moet ons al die pad terugvat, asseblief, en is 'n lang pad wat jy nou hier gestap het, ek weet dit is moeilik, ons kan onmoontlik ook nie Ken Forrest se hele geskiedenis hier deurdraf nie, maar ons gaan probeer. So hoekom Chenin? Hoekom het jy besluit jy wil jou naam koppel daaraan? Dit is vir jou belangrik. Ek en my vrou was vir 'n naweek weg van ons restaurante in Johannesburg hier in die Kaap vir 'n troue. En ons het daai Sondagmiddag na die troue by oom Jannie Engelbrecht opgedaag vir 'n braai. En hy het 'n skottel gehad wat elmbooghoogte is, want hy sê jy kan nie buk vir 'n braai nie. Hoekom staan 'n mens en buk vir 'n braai? Jy moet elmbooghoogte. En hy is ons nou lank. Ja, nou lang ou. Ja, Jannie. En sê my, jy stel nie belang in 'n plaas, want hier onder, sê hy vir my, en hy wys see toe van rust en vrede. Hy sê hier onder is 'n ou plaas vernietig, maar ou geboue daarso. Jy sal sien, dis 'n oorspronklike Kaapse-Hollandse huis.
Maar sê hy vir my, daai Bobbejaan skryt gronde, jy sal nooit Cabernet daar kan kweek nie. Kom maar vergeet. Sê ek maar die wêreld is seker groter as Cabernet. Sê nee, dis die koninkryk, maar daai het hulle Chenin en Sauvignon. Sê ek nee, dit kan werk. En toe ons volgende dag daar gaan kyk. En so waar, hier is hierdie wonderlike ou Kaaps-Hollandse huis. Eers gebou in 1694. Sjoe. Die huis is vernietig. My hart was gebroken. Ek kan nie glo dat iemand eintlik aan die goed hoort, maar hulle het geen liefde daarvoor nie. Is dit moontlik, vra ek. En dog ek, hier moet ons nou 'n eienaar kry en toe kom 'n man hier aan. Wat maak julle hier, julle oortree en so. Jammer, ons het maar net kom kyk, gehoor van die plek en so aan. Nee, ons gaan nou veiling toe. Sê ek vir hom, ek kan jou die tyd spaar. Ek sal offer 'n bot en sit vir die plek. En so was die game aan. Mandela was klaar uit die tronk uit. Ons is besig om te loop. Hierdie is nou November 1993. Sjoe. 94 is ons by die eerste verkiesings. En die land was in turmoil, soos hulle sê. Dit was nog aan die brand en goed was lelik. En eintlik was dit vir my net die beste opportunity. Ek het vir my vrou gesê, ons sal nooit so 'n plek kan bekostig nie. Dis nou net hierdie tyd in geskiedenis. Ons moet nou die grootste plaas koop wat ons nie kan bekostig nie. En toe koop ons hom. Jo, geloof. Jy moet geloof hê daarvoor. En hy was geplant. Ja. Sy eerste wingerd was van 1692 geplant. En so hierdie is hierdie stokoue plaas in Stellenbosch, soos hulle sê die goue myl van Stellenbosch, onder die Helderberg. En hier's Chenin Blanc, hier's Sauvignon Blanc. Toe gaan ek Frankryk toe, toe gaan ek in die Loire-vallei in, en ek ontmoet 'n amazing wynmaker, die naam van Bernard Germain. En Bernard was 30 jaar voor sy tyd. Hy het die eienaardigheid gehad om Chenin Blanc op sy etiket te sit. Die Franse het mal geraak. Hulle het gesê, hulle het sy wyne uit die mark uitgetrek. Jy mag nie Chenin Blanc op 'n etiket sê nie, dis Sauvignon, dis nie Chenin Blanc. Sê ja, maar dis Sauvignon met Chenin Blanc gemaak. En so het hy gestry in daai dae. Ja. En ek het by hom geleer en 'n hele klomp goeie idees by hom gekry. En ek het vir die eerste 4-5 jare 2 parse gaan wyn maak. Eers by hom in die Oktober maand en dan weer terug by ons in Februarie maand. En dan terug by hom die volgende jaar en terug by ons. So ek het 2 parse elke jaar gemaak in Frankryk en by die huis. En so het ek geleer. Hulle sê, mens kan nie tronk toe gaan as jy met jou oë steel. En ek het seker baie met my oë gesteel. Ek weet as jy dink, ek het nou met Johan Melandle gepraat oor die Stellenbosch wynroete is 55 jaar viering en ek meen daar is daai idee ook maar van 'n toer wat hy gedoen het saam met sy paal in Frankryk en gesê ons wil so iets begin. So 'n mens, dit is alles tog deel van 'n groter bedryf wat ondersteun word. So en op die plaas toe nou die kwaliteit van jy het gepraat van die mooi ou wingerde daar. So ons gaan 'n bietjie praat oor jou betrokkenheid by die Old Vine ou wingerd projek, maar daai wingerde wat toe nou daar geplant is, was dit toe alreeds werkbaar? Kon jy dadelik begin wyn maak? Ja, absoluut. En die boer langsaan het die wingerdige boer vir sy eie rekening, terwyl die 6 jare, terwyl die plaas gestaan het en die huis vernietig geraak het hy nou met die bank gereël dat hy mag die wingerd kry. So hy het die wingerd mooi nagekyk en die vrugte daar uitgekry. Dit was hom 'n bonus. Ek was die ergste nuus wat hy ooit gekry het. Want ek weet jy hier en daar 'n bietjie grond en swaan, so dit is nogal 'n baie interessante proses van hoe jy oor die jare hierdie handelsmerk, hierdie produk ontwikkel het. Maar daar moet nou 'n toekoms natuurlik ook wees. Jy raak moeg, jy wil 'n bietjie rustiger vat en swaan en dit is toe nou waar Shaun Matthys inkom. En ons gaan nou 'n bietjie verder gesels oor die uitbreiding van die handelsmerk oor die jare, maar Shaun, jy's gebore op Klein Zalse, hoor ek. Ja. So dis in jou bloed, hoe voel? Wyn maak waarskynlik is in my bloed, ja. Om op 'n plaas te werk, 'n wynplaas, nie enige plaas nie. Dit is in my bloed. Ek sou IT gaan studeer. Dit was my groter prentjie, maar ek het 'n beurs ontvang by Elsenburg en my ouers, my pa se plaaswerker en my ma se huishulp en
ek het vir myself gesê, hier kry ek 'n geleentheid, 'n gulde geleentheid om vir hulle die moeite te spaar om 'n studielening te gaan maak en Goed. toe gryp ek die geleentheid. En in my tweede jaar het ek actually begin voel, maar dit is waar ek behoort te wees en waar ek het geniet en van daar af het dit net Ja. opdraand gegaan. Goed. Die emosionele pad daai. As Ja. jy dink aan dis gelaai met so baie geskiedenis wat jy nou van praat. Ja, dit is en ook om soos ek sê, ek is die enigste een in die familie wat so ver gevorder het. Ek is een van 6 kinders, ek is die tweede jongste en dit is 'n wonderwerk. My ouers is so trots op my. Elke keer as ek praat daarvan en dan loop die trane net van self. Jy maak my nou emosioneel. Dis nou nie regverdig nie. Ek wil net sê. Want ja, ek is ook ek is die jongste van 5, so ons is naby mekaar. Maar ja, nee, dit is 'n verskriklike mooi storie. Ek was hulle darm gelukkig met die keuse. Goed, hulle hoef nou nie te betaal vir studies nie, maar jy kon nou hierdie IT loopbaan gehad het. Hier gaan die kind nou ook in wyn in, jy weet, en soos pa nou Ja, in die en wat vir my ook spesiaal altyd is as gee my die geleentheid om te toer en te reis vir wyn en as jy dink terug in die geskiedenis van plaaswerkers is dat wyn was gesien as die impak wat dit gehad het op die plaasgemeenskap was dit nie 'n goeie ding nie en hier vat wyn vir my na 'n plek waar ek nooit gedroom het ek sou wees nie vir 'n goeie doel. So dit is altyd so hierdie wonderlike soos die handelsmerk uitgroei en dit kom tot 'n plek in die kouer lande hoekie van Noorwe tot in Afrika waar jy voel dat wyn vir jou so ver vat as 'n plaaskind en dit is net wonderlik. Kyk om nou van daar af te gaan, jy gaan studeer nou by Elsenburg en nou moet jy vir ons vertel hoe jy toe by Ken Forrester Wyne opgeëindig het. En jy het ook nog die vraag, ek het nie vir jou kans gegee om die vraag oor die FMC te beantwoord nie. Jy kan vir ons daaroor 'n bietjie uitbrei en net vir my sê hoe jy betrokke geraak het, want om hier nou in te stap, eendag wil jy nou so 'n bietjie jou eie naam, jou eie stempel afdruk as wynmaker en jy werk hier met jy boer met 'n ander man se colours. Ek vra altyd vir die ouens wat oorgee hulle seuns wat met 'n naam van hulle eie byvoorbeeld 'n wyn maak. Hoe dit ook al sê, hoe hulle dit hanteer, hoe jy oorgee en hoe jy vir jouself 'n naam maak. So dis 'n baie lang saak daai, maar kom ons begin by die begin en hoe jy betrokke geraak het by Ken. My ma se huishulp, sy is nou afgetree. Baie geluk. Ek hoop sy kan nou rus. Ja, sy rus nou al lekker. En sy het gewerk vir 'n vriendin van Ken en 'n vriend van Ken. En hulle het in die oor gekom dat ek studeer wyn maak en op daai stadium het hulle iemand nodig gehad in die proelokaal vir proe aanbied en so voorts. En die sprake was daar, ek moet 'n draai gaan maak daar. En ek sien toe die proelokaal bestuurder en sy sê, "Great, dis reg, jy kan begin." En Ken was 'n one-man band, so hy het die bemarking gedoen. Hy travel ongelooflik 4 tot 6 maande amper 'n jaar. En Ken was nie daar nie en ek het al begin werk, ek het seker soos 2 maande begin tydelik werk in die proelokaal en Ken het teruggekom en hy het uitgevind dat ek studeer wyn en ek onthou dit nog presies daai oomblik, hulle roep my op na sy kantoor toe en ek kom daar en Ken vra vir my wat is my missie en my visie in die industrie en ek sê vir meneer, I just want to create award-winning wines and enjoy what I love doing. Hy sê vir my, we can fix that. Ek vra ek waar moet ek teken? Maar Ken was ook my idol in Elsenburg, want omdat die manier hoe hy dinge doen, hy doen dit anders. Waar in die klas vra hulle vir almal sê nee, Beyers, Troeter en Abri en dit en Ook goeie name, maar ja. En ek soos like, okay, ek moet 'n bietjie anders ook wees. Okay, Ken Forrester. Ja. En met dit my liefde vir sending ook van almal kyk na Pinotas, Cabernet en so voorts en ek is soos like ek hou ook van iets anders doen maar ek hou nie ook nie vir my naam met 'n plank slaan nie. Ja, maar ek is altyd die minste en ek leer en my maat ook vir my gesê my seun, jy steel met die oog en die ore. Jy leer. Mens leer mos nou. Ja, en ook die vriendin van Kenle, sy het vir my gesê make sure they need you, not you need them. En ek is jonk, dis my eerste permanente werk. Begin uit die proelokaal uit in die kelder.
kellercontroller tot op junior wynmaker, tot op assistent wynmaker en so 6 jaar, 5 jaar gelede, toe word ek bevorder na hoofwynmaker van die brand. Ken, wat het jy gesien in Sean wat nou so spesiaal is? Want jy het nou so iemand wat nog besig is om te studeer, wat werk in 'n prolokaal daarso uithelp en Swan, het jy gesê hierdie is die toekoms van my handelsmerk moontlik. Jy weet jy het natuurlik nou seker maar nog sake uitgekyk, maar wat het jy in hom gesien wat vir jou uitgestaan Ek het gesien 'n laaitie wat ernstig is, wat baie trots is op sy werk en meestal sy passie vir wat sy doen. Nou 'n mens kan nooit net op passie gaan nie, want die passie is een ding, maar sy gevoel vir die werk, sy gevoel vir die wyne, en hy het nooit vir my, na die eerste keer, toe ons eers besluit het, daar is nie 'n resep nie, het hy nooit weer vir 'n resep gevra nie, daar was nooit, hy het geweet, hier is 'n ding, hier moet jy nou dink, hoe lyk die drywe, hoe lyk die jaar, hoe lyk die oes, hoe lyk die tanke in die keller, is die keller vol, moet ons nou langer in 'n tank lê, kort in 'n tank lê, moet die wyn nou vate toe gaan, en dis 'n proses, en dis daai hele denkmense wat jy nou moet eintlik jou pad uitkies om by die einde uit te kom in die beste moontlike manier. Ja. En daai problem solving het hy ken dit, hy weet dit. Dis interessant want ek het 'n program opgeneem, dit lê nog voor, maar dit is 'n program oor Elsenburg, Eugene van Sail, Koos Jordaan en Swan en Eybie Rousseau het hier kom kuier in die ateljee. En hy sê toe die ouens wat daar klaar maak kan instap. Hulle is gereed prakties en dan akademies op al die vlakke gereed om hulle ding te doen. So jy het geweet jy kry iemand wat baie goeie opleiding ontvang. So wonderlike werk wat gedoen word op Elsenburg. Wat was die eerste wyn wat jy gemaak het of oesjaar, Sean, wat jy nou gevoel het, ek dink ek weet nou wat ek doen? Of 'n bottel wat jy gemaak het, jy was bietjie bekommerd oor die saak, jy proe daai eerste proesel en jy sê net, ek is okay, ek dink ek gaan okay wees. Ek gaan vir jou dieselfde vraag vra oor hom, wat jy nog gedink het ek nou die regte besluit gemaak daarso. Ek het vroeg in 2014 net na Pars gekom as permanent. Ek het in 2013 in die proelokaal gewerk, maar net na Pars het ek gekom as in die keller. En in 2015 was my eerste oes by Ken Forrester en daar was ek bietjie in die diepkant gegooi want ons het nog 'n wyn met die naam van Dirty Little Secret. Dis ook 'n Chenin Blanc van 'n spesiale blok in Piekenierskloof en vandag as ons kyk waar hy wyn vandag is dit nogals ook 'n ikoon van 'n Chenin Blanc. Maar kom ons gaan nou terug na FMC toe. En my eerste oesjaar wat ek op FMC gewerk het was in 2017. Soos hulle sê, I had to earn my keep. En in daai 2-3 jaar wat ek daar was, moes ek verstaan hoe en wat Ken en Martin Meinhardt probeer en waartoe die wyn op pad is van ek is die toekoms. En ek was baie bevoorreg om ouer oesjare te proe saam met Ken en Martin Meinhardt en ek kon proe en ek het altyd vra vir Martin wat in die wynmaak kan wil jy probeer dit hier en Ken sal altyd vir my ook gee van 'n gevoel en hoekom hy dit gedoen het en het my verstaan. So elke oesjaar is nie dieselfde nie. So it's okay. Dis eintlik die boodskap wat hulle dit gaan nie dieselfde wees nie. Dit gaan die DNA is daar en ek het net gesê vir myself daar's net my ways, ons kon meer plikke. Toe ek daar begin het, was FMC tussen 6 en 8 plikke voor my en omdat ons nou, ek het 'n beter verstaan en ook nou, ek het vir Ken by my wat my kan klop aan sy deur en toe gaan ons na tot op 12 plikke en toe sit 19 plikke en toe sit op die oomblik die hoogste is 23 plikke. So dit het vir my gesê, mense kan dit net beter probeer doen en waar ek my slightly influence kan gee van, dit is 'n ikoon van 'n Chenin Blanc en ek kan nie te veel krap daar nie, maar ek kan ook op gevoel gaan daar en dis vir my so wonderlik van dit, because wynmaak, ek moes alles by die deur uitgooi wat ek geleer het van, ek het so 'n groot teken opgesit, het Ken vir my laat minimize the oxygen in wine. Oxygen is the yin and yang of wine. En
ek moes terugstaan van, hier kom jy fresh out of Elsenburg, vars, en jy het al jou ways en jou, wat hulle vir jou geleer het, die stappe, en waar jy werk met 'n ander blok, jy werk met 'n ander omgewing, so elkeen moet jy onderskeidelik hanteer, Ja. op gevoel en ook wat jy leer, en verstandhouding, so dit is vir my wonderlik, dit is vir my ongelooflik, hoe ek die geleentheid gehad het, ook toe ek onlangs, laas jaar, was ek by die Seine Blanc konferensie in Frankryk, en Ken se vlugte was gekanselleer, en Ken sê vir my son, jy moet gaan praat daar, ek was so nervous, want is groot skoene om vol te staan, nie dit nie, het oor 'n paneel van internasionale kenners, Ja. en ek sê vir almal wat daar is, Rosa Kreer, ek sê vir luister, ek gaan praat oor my ondervinding van Seine Blanc en grondtypes wat ek werk, nie vir die industrie nie. En ek praat met my ondervinding van, ons werk met Swartland Seine Blanc, ek werk met Pikenieskloof Seine Blanc, ek werk met Bonnievale Seine Blanc, Stellenbosch Seine Blanc, en ek het my ondervinding gepraat oor, en soos ek altyd sê, dis die wonderlike krag van Seine Blanc, die diversiteit. Ek sê altyd, een van my persoonlike quotes van Seine Blanc is, Seine Blanc is like our culture. We have different cultures. We're not bad people. Ons is lekker mense. So as ons oor die berg is, of hierdie kant van die berg, is altyd met Seine Blanc. Dit gaan nie sleg wees nie, dit gaan anders wees. En jy het mos ek het dit met Rosa Kreer ook bespreek in daai episode oor die ou wingerdprojek. Toe sê ek, jy het nogal gesê dat as 'n plant al floreer in 'n deel van die wêreld vir 'n sekere hoeveelheid jaar, dan is dit mos nogal inheems tot daai area. Hoeveel jaar is dit nou weer? 35? Hulle sê, hulle het gevind dat dit is omtrent 40 jaar, Ja. 35 en plus, dan verloor hy sy kloonse status en hy vat die omgewing op. Dit was maar die mooiste ding, en dit is hoekom dit so reg Suid-Afrikaans dan nou eintlik is. Waarvoor staan FMC, asseblief Ken, vir die wat nie weet nie? FMC is waarvan volksmond, mag jy vir ons net Maar weet. Lies, dis 'n lang storie. Ek weet nie of jy die vloek weergawe kan gee nie. Ek het Ek gehoor weet hy't so 'n ook bietjie nie, van nee, ek 'n weet ook rowwe nie, een, maar- maar ja. Weet, ons het gedink, ons het nie eens, ek het saam met Martin Meinert gewerk. En Martin Meinert was die wynmaker op Vergelegen. Hy was 'n goeie vriend van my, en toe ons nog in Johannesburg was met die restaurante, het hy altyd by ons kom bly en vir 'n week in Johannesburg gewerk, en dan het ek en hy elke aand gesit en praat oor wyn. Met 'n bottel of 2. Tot laat, soms. Daar was tye eintlik, een tyd toe my vrou eintlik ons in die kelder gesluit het. Per ongeluk of het sy nou net gesê dis nog genoeg. Ongeluk, blykbaar. Okay. Blykbaar. Maar toe ons, kan ek sê, net kortliks na middernag, so 4 uur in die oggend daar probeer uitklim, was hy deur toe. Toe kon ons nie uit nie. Toe slaap ons maar in die kelder. Wonderlik. So ons is goeie vriende. En ek en Martin, ek het vir Martin gevra, man, help my bietjie, ek wil nou een van die beste witwyne in die wêreld maak. Sê hy vir my, Pel, jy is nou net hier. Jy is jou net 3 jaar hier. Waar kom jy met sulke idee? En ek sê, maar Martin, is daar 'n tyd by, moet ek nou wag 5 jaar of 10 jaar of hoe kom Wat dit maak 'n nodig? verskil? Ja. Ja, ons gaan nou een van die beste wyne in die wêreld maak. Wat gaan ons? Hy sê, joh, ons het probeer, 1997, 98, 99, eintlik op 2000 het ons op 'n wyn gekom waarop ons redelik trots was, en ek het daai wyntjie nou Londen toe gevat, na die London Wine Trade Fair. En daar is 'n joernalis met die naam van Matthew Jukes. En hy het 'n paar boeke geskrywe, en hy's nog steeds in die journalisme in Engeland. En Matthew kom toe en hy sê, man, wat het jy iets niets, is daar iets wat jy, ja, hier is die bottel, hy is nog nie geëtiketeer, is nie 'n label, ons ken nie die naam nie, op die stadium is dit maar Shannon Project. Toe taste hy die wyn, toe proe die wyn, en hy sê, man, slim wyn, lekker vol, amper asof jy, is daar 'n Chardonnay of 'n Roussanne of iets by, het jy nou iets ingesnit in die wyn? Ek sê, man, 100% Shannon. Sê vir my, Ken, dit is die... Okay, ja, so hier kom die vloekwoord nou in. Hy sê, Ken, this is the most marvelous Shannon I've ever tasted. Dat ek net eers teken waar jy dit gesê het op tyd, want ek net kan seker maak ek kan hom so klein bietjie versag, maar ja, so Effing marvelous Shannon. Shannon. The effing marvelous Shannon. As hy. This is the most effing marvelous Shannon wat ek ooit geproe het. Ek sê vir Matthew, hier's nou 'n plan. Daar is die naam van die wyn. Fantasties. The effing marvelous Shannon. Ja. En
ons het nou besluit, ek en Martin het altyd geglo in serendipity en hy het eintlik 'n wyn gemaak met die naam Synchronicity. Toe sê nou dis synchronicity, want dis die Forrester Minot Shannon. Dis fantasties. So het dit nou gesinkroniseer in 'n ordentlike naam ook, maar Matthew Dukes kry elke jaar 'n kussie van die nuwe oesjaar. Ag, fantasties. En ek kry dan 'n note terug sê baie dankie, want net seker maak op Pel, was dit net een kussie. Is fantasties. Dit is hoekom ek so lief is vir hierdie hele Ekbazaar, want die stories wat die uitkom is net wonderlik. Was dit net een kussie? Net een kussie. Ons gaan nou nog 'n rooiwyn ook van julle proe. Mense nie vergeet, julle is natuurlik baie bekend vir ander wyne ook. Dis nie net Chenin Blanc nie. Wat is die beste Chenin Blanc wat jy nog ooit geproe het in jou lewe? Jy ook, Sean, dit mag nie 'n Ken Forrester wees nie. Beste Chenin Blanc wat jy nog ooit geproe het? Ek het soveel verskillende Chenin Blancs gaan proe en Frankryk was vir my, soos hulle sê, the holy grail. Ons het daar gaan soek en probeer verstaan en so many times we were disappointed, but daar was altyd iets lekker ergens waar jy skielik uitdaag, jy sê, nou, hoekom? En dan koop jy volgende jaar die wyn en hy is nooit weer dieselfde nie. Maar daar's 'n wynmaker met die naam van Nicolas Joly. En Nicolas maak eienaardige wyne. Hy glo vas in die natuurlike wyn, voor die natuurlike wyn 'n ding was. Ek en Martin het by hom probeer gaan wyn maak by hom, maar ons was nooit in die keller in nie, want hy het net gesit en praat. En toe ons keller wil toe gaan sê, nee, die tyd is nou weer op. Nee, dan môre moet jy kom. Ja. En dan môre dan sit en praat ons nou weer en proe wyne saam met hom. En daai wyne van hom is in 'n goeie oes die bestes wat jy sal kry. Dit was vir my, maar daar's 'n klomp wynmakers in die Loire-vallei. En selfs nou hier in Suid-Afrika, as jy dink die beste wyne van die jare verlede, daar's 'n Chenin Blanc. Jy kan amper enige ou Chenin Blanc van 10 jaar, 15 jaar gaan oopmaak. Jy sal verbaas wees hoe pragtig daai wyn verouder. Witwyn, ja. Wat verouder in die bottel. Ons het gereeld eintlik op die proelokaal 'n 2007 of 'n 2012 of 'n 2015 'n 10-jarige of 'n 15-jarige wyn om te wys hoe pragtig verouder hierdie wyne. En as ek kry op my foon dan al die boodskappe, dan sit iemand met 'n 2005 FMC. Sure. En sê wat 'n pragtige wyn was dit en so. So jy weet, tyd, die plek, die mense waarmee jy sit en dit maak alles 'n verskil. Maar ek sal sê my beste memories was seker in Frankryk om deur allerlei wyne te probeer gaan uitsif die verskille en wat hulle doen en wat ons kan doen en waar pas ons in die prentjie in. En eintlik daai hele prentjie hoort aan ons. Ja. Want ons het die meeste Chenin Blanc in die wêreld in die grond. Amper dubbel soveel as Frankryk. En verskillende terroir, verskillende plekke waar dit groei en verskillende wynmakers, verskillende klimate. En as jy nou dink van Chenin Blanc, hoe gewild is Chenin Blanc in Suid-Afrika en mense wat of Sauvignon of Chardonnay gedrink het, nou Chenin Blanc liefhebbers. En dit gaan, Chenin is sterk aan die groei. Ons sien meer en meer mense wat Chenin Blanc hou en vir 'n paar jaar sien en nogal weer verbaas is dat dit 4 jaar later, 5 jaar later so lekker is en so. So ken jou passie gaan nêrens heen nie. Ons gaan nou 'n bietjie gepraat oor die toekoms en verwikkelinge in die afgelope tyd en so aan, maar Sean, eers vir jou vra jou gunsteling Chenin, en dit mag ook nie 'n Ken Forrester wees nie. Net om daai uit te skakel, Ja. die moontlike, jy weet, opgebaar. Ek het die geleentheid gehad om nou te beoordeel. Laas jaar was my laaste jaar op die top 10 Chenin Blanc kompetisie waar ek was vir 4 jaar op die paneel, 3 jaar as 'n judge en die ander 1 jaar was ek as 'n associate. En my oë het net weer breër oopgaan wanneer jy 'n inskrywing van 132 tot 140 verskillende Chenin Blanc van Suid-Afrika. En dit wys net weer eens ek het nie 'n keuse nie, want ek sê altyd vir mense Suid-Afrikaanse Chenin Blanc. Hulle vra wat drink jy elke dag Ken Forrester? Ek sê nee, ek het die geleentheid met 'n mentor van my ook, 'n mede-mentor Ina Smit, wat vir jare die Chenin Blanc assosiasie bestuurder was. En
vir my is dit ook die okasie, maar definitief Suid-Afrikaanse sien en blanks vir my. In die Loire het ek uitsonderinge in die Savigne streek, waarvan ek glo, dit is eintlik vir my meer nader aan Stellenbosch, as ek kyk met die tropies wat kan gee, die geure, maar eerste keuse Suid-Afrikaanse sien en blank. Ja, fantasties, mooi. Trots Suid-Afrikaans. Sean, wat se rooiwyn het jy vir ons gekies om te drink? Die Misfits Grenache 2025, dit is nou iets anders. FMC is waar ek onder Ken se leiding is. Die Misfits reeks is 'n reeks waar Ken vir my die vryheid gee om te eksperimenteer en om myself te bewys, en dit is waar ek besluit het, ek gaan net vir myself express, en wat ek geleer het oor die jare om, ken jy al, wyn is oor balans en balans en balans, so dis wat ek geleer het, en omdat wyn van druiwe gemaak word, en druiwe, dis 'n vrug, so wyn moet soos vrug wees, en ek het 'n groot liefde vir Grenache ook as 'n rooiwyn, en dit is net purity of vrug en ook met kompleksiteit en die balans tussen die fyn tannine van die cultivar, en dis net 'n lekker drinkwyn, en ek het geëksperimenteer in 2019, en toe het ek 'n klein 2 vaatjies gemaak, en toe Ken dit gelaf, en toe wys het vir 'n invoerder van ons, toe laf hulle dit, en toe dit gegroei van 2 na nou na 5000 liter toe, so na 6000 bottels, so, en dan elke jaar eksperimenteer ek van, Ken sê, ons challenge mekaar, want jy weet nie of jy goed dit in is wat jy huidiglik doen nie, of jy weet ook nie of jy goed in 'n cultivar is soos dit nie, en toe ons vra, maar waar gaan ons dit infit in die portefeuille van ons kommersiële goed, en toe sê Ken net, dit is maar misfit, want dit fit nie in wat ons doen nie, maar dit het sy eie plekkie. Ag, fantasties. Ek wil nog vra waar die naam vandaan kom. En daar weer die click of quality, hoor. Ja, sy, precies. Dit was dan vroeër mooi verduidelik. Baie dankie, Ken. Hoekom hou jy van die wyn? Want hy is primêr vrug, soos Sean sê. As jy van die druiwe dink, dan vra jy nou, is dit mens, is dit groente, is dit, wat is dit eintlik? Nee, dis vrugte. En hoekom kan die wyn dan nie na vrugte smaak nie? Sure. En as 'n mens nou kom met 2 jaar in vytjies of wat ook al, en eintlik wil ek hê die primêre vrugte, die geure van die wyn moet eintlik erg en waar wees. Ja. Hy het verwys na eksperimentering en die feit dat julle mekaar uitdaag en so aan. Eksperimentering is vir jou geweldig belangrik en jy hou aan daarmee op die plaas soos wat hierdie wyn nou eintlik verteenwoordig. Hoekom bly dit belangrik? Kan jy maar net jou Dis resep die hou? speelgoed wat ons happy hou. Dis mooi. Die speelgoed wat ons happy hou. Fantasties. Die ander is maar werk. Hierdie eksperimenteer ons tussenin. Ons sê nie vir almal eintlik wat doen ons of hoekom nie. En ons weet nie altyd presies in watter rigting gaan ons sê. Maar ons eksperimenteer. Ons vat 'n wyn, vat 'n dryf, vat 'n keuse en 'n styl en sê wat nou? En hoe dan? En hoe werk dit? Nee, ek het gehoor en jy het gehoor en ek het gelees en jy het gelees en wat nou? Wat volgens? En so dis absoluut eksperimenteer. En dit is vir my net die lekkerste manier om te leer. En jy weet, van dit sit vas teen die mure. Dan is dit skielik 'n brand wat jy nou moet aangaan. Ja. Ander goed was net 'n goeie eksperiment en dan volgende jaar los jy dit, maar dit kom dalk terug 3 jaar later om te sien wat kon ons nou gemaak het. Vrug, bietjie netels, soos wat hulle nettel in Engels nou in 'n geval, vir die wat wonder, vertel ek nou op, julle kan maar vir my sê, ek sê altyd, jy kan maar sê as ek verkeerd is, maar ja. Kaneel. Ja, definitief kaneel. Ja, sê vir my, Sean, waarmee eksperimenteer jy op 'n oomblik, so terloops? Weer Grenache en ook Cabernet. Jy gaan ons nou terug na die Jannie voorstel, jy weet. Ja, nie was reg. Okay. Daai Cabernet kom nie van daai gronde nie. Gaan nie werkie. Ek het altyd 'n liefde ook vir Cabernet gehad, want jy weet, almal sê dis die king of the grape variety, maar ek het ook geleer dat oor die jare wat ek by Ken begin werk het ek meer lief gehad vir, ek was
van hulle leer net die Big Five op Elsmig en so voorts, of in die wynindustrie as jy kom, daar is net gepraat van jou Merlot, jou Cabernet Sauvignon. Deesdae beter, hulle gaan of jy van Chenin Blanc, actually leer hulle veel. En ek het die liefde vir die Rhône versnit, Rhône cultivars, Syrah, Grenache, Mourvedre. En dit het ek geleer, maar ek weet nie of ek goed is in Cabernet nie, maar ons het altyd 'n liefde vir Cabernet wat ons, en dis nou my huidige eksperiment. Ons moet 'n bietjie praat oor die toekoms, Ken. Dit is moeilike besluite wat 'n mens moet maak. Jy het hierdie baba wat jy gebou het en laat groei het oor die jare, en dan moet jy besigheidsbesluite neem. Is dit okay as ons 'n bietjie praat oor die Franse, wat nou so direk betrokke is? Ja. Die besigheid is verkoop aan 'n Franse maatskappy. Hoe vind jy die balans daar tussen nog steeds Ken Forrester bly, Sean se posisie, jou liefde en passie wat duidelik nêrens heen gaan nie, en hierdie nuwe eienaars? Geld is belangrik. Mens kan nie, dit gaan oor volhoubaarheid nie net in die wingerd nie, maar ook volhoubaarheid vir die besigheid. Ja, absoluut nie. En die volhoubaar vir die wingerd is vir my die mees belangrik. En die Franse was net 'n baie goeie keuse. Hulle is presies wat ek gesoek het. Hulle het belang gestel aan die wingerd, hulle wou uitbrei, hulle het Lavenier gehad in Le Bonheur, en hulle wou uitbrei in Suid-Afrika met nog 'n wingerd, en hulle was sterk op soek na 'n brand eintlik, dis wat hulle wou gehad het. En ek het op daai stadium 'n baie goeie werkverhoudings gehad met Stellenbosch Vineyards, en ons het hulle oortuig om Stellenbosch Wingerd ook aan te koop. So Stellenbosch Wingerd het ek altyd gebruik vir die groot maat wynmaak vir my groot bulk, vir die petty range. En die petty range, ek sê mense, dis my plig to mankind. Dus almal soek 'n lekker wyn wat nie vrek duur is nie. Jy wil 'n lekker, nie goedkoop, maar jy weet, aantreklike gepryste wyn wat nou elke dag kan drink en toeganklik op beide vlakke. Presies. En dit is my die hele petty range. En daai petty range vir ons nou is so belangrik en raak nou so groot, maar dit het groot tanke nodig, en ek wou nooit daai tanke installeer in ons plaas, dat ons plaas nou soos 'n fabriek lyk. So ons het altyd effens weggeskuil en op 'n fabriek gaan maak, maar met ons druiwe. So is nog steeds handgepluk, met die handgepluk. Die verskil met handgeplukte druiwe, jy kan net dink, 'n wingerd wat staan in die son en broei die hele jaar lank, en 'n masjien kom daar deur 2 in die oggend. Al die voëlsneste, 1 eier of 2, al die spinnekoppe, alles wat daar hoort in die wingerd, selfs tot slange, is uitgeskit uit die wingerd uit, in die hopper, en sê, moenie worry, ons gaan dit skei. Ja, jy sal dit skei, maar eers oor 'n uur of 2, toe die masjien by die keller kom, dan draineer hom, en dan skei jy al die goed uit wat nie, al die mog, ons noem dit mog, matter other than grape mog, al die goed wat nie druiwe is, en dan verskei jy, kry dit uit. Maar as jy nou 1 vrot eier tussen jou eiers ingemeng het vir 'n uur, en dan wil jy nou 'n omelet gaan maak, en jy wil hy vrot eier uitneem, sê vir my, die melk wat jy in jou koffie sit, hoe kry jy die melk uit jou koffie uit 'n halfuur later? Dis onmoontlik. So, daai geure en alles wat daarin is, en ek lag altyd vir die mense wat vegan is, hulle sê, ja, ek drink net vegan wyn. Wel, ek hoop het was met die hand gepluk, hoor. Ja, presies. Want met die masjien gaan jy definitief 'n bietjie verkleermannetjies. Ja, verkleermannetjies. En al die spinnekoppe en al die bugs, alles in die wingerd. Jy weet, en ons is nou almal baie trots, ons boer, hoe sê hulle, biologiek of natuurlik en so aan, organies. En dit beteken, daar's 'n hele klomp goed in die wingerd. Ja, die arme diertjies. Op die noot van die diere, voordat ek nou vir Sean sy moeilikste vraag seker vra wat ek vir hom gaan vra, want ongelukkig het ons nie nog baie tyd om verder op te neem nie. Ken die honde se name is. Ja. Jammer, wat is die honde se name? Teresa weet ons nou. Gaan ek en die oubaas moet hard praat met mekaar. Want dis net, ek kan nie verstaan, hoekom kan honde nie so lank soos ons lewe nie. Ja, dis dan baie hartseer. Dis hartseer, hoor. Ja. As 'n mens 'n troeteldier verloor, 'n hond verloor. Honde is net hier om ons lewens beter te maak. Hulle is die mees fantastiese companions. Hulle is die mees wonderlike mense. En ons honde, ons begin 'n paar hondjies met die Stellenbosch
animal welfare gekry en so aan van die dierehospitaal en so aan. En dan 'n ander paar en dan nog 'n hondjie daar en mense gehoor ons vat honde in en jy weet op een stadium kom die dame van die Stellenbosch animal welfare sê het ek miskien plek vir nog een groot hond. Ek sê, "Sjoe, dis 'n moeilike vraag want ons het klas 7 honde. Ek dink ons het genoeg." Sy sê, "Wel ek staan by jou hek. Kan jy net die hek oopmaak?" Ek sla hier. Hoeveel honde het julle toe nou op die meeste op die stadium? Op huidiglik is ons op 5 by die huis, Okay. maar my dogter het nou net uitgeskuif en 3 saam met haar gevat. So daar was 8 te wees. So dis nou ons is nou op 5, sy's op 3. Ons bly nog wat naby aan mekaar. Maar die honde is so groot gedeelte van die plaas. Die besoekers wat daar aankom, jy kan nie glo hoe welkom is die honde. En die honde is die mooiste, sagste, hulle die beste maniere. Jy weet, hulle weet hoe werk hierdie ding. Hulle weet presies, daar's kaassplatters. En daar's biltong op hy kaassplatter. As jy net mooi sit en wie mense kyk, jy gaan altyd 'n stukkie biltong Altyd 'n stukkie kry, Nee, lekker. dit gaan altyd 'n stukkie En biltong jou kry. poot op hulle knie sit. As sy sagte flirt daai, sagte vlerksleep. Sean, die toekoms, meneer. Waar sien jy, ek weet 'n verskriklike vraag dink ek altyd om vir iemand te vra, waar sien jy jouself oor 5 of 10 jaar? En daar is kwessies van loyaliteit en hierdie persoon het nou so in jou geploeg, jy weet, en vir jou nou hierdie geleentheid gegee. So dit is ook 'n moeilike vraag om jy te vra voorken. Maar en so in die oopte, maar hoe voel jy oor die toekoms? Goed, want toe ek in 'n paar jaar die 1659 award wen en toe sê ek vir myself, ek wil inspire anders soos ken dit en ek wil ook inspireer vir die volgende generasie en sê dat daai is Sien Blank, hy is ook 'n Mr. Sien Blank en ek wil Sien Blank verder vat ook tot die next level sodat die volgende generasie Ja. kan sien so. Ek wil net die hele tyd vir my drukkie gee. Jy weet vir Sean. Dit maak my so emosioneel, maar okay Sean, ek gaan nou maar vir jou groet. Ons gaan maar op 'n ander dag moet sit met mekaar ordentlike glas wyn drink en ken regtig baie dankie vir die werk wat jy gedoen het oor die jare. Om te gaan in hierdie groot kanse vat. Dankie vir jou vrou wat ja gesê het. Ons ingestem het om hierdie plaas te koop wat jy gesê het ons moet dit nou doen, die tydsberekening is nou korrek en hierdie fantastiese produk vir ons ontwikkel het oor die jare. Ons sê vir jou baie dankie. Geniet die honde. Ons weet nou nog nie wat hulle name is nie, maar die tyd is nou te kort vir daai sake. Gee maar vir hulle elkeen 'n stukkie biltong van my kant af. Okay. Gesondheid op hierdie fenominale sukses. Baie dankie, Mag die Marlies. maatskappy julle ook mooi behandel. Ek gaan vir jou nou so omkom. Gesondheid. Cheers. Baie dankie Gesondheid. weer eens. Ek het vir Sean omtrent moeg gemaak. Wanneer gaan julle nou kan kom? Die tyd raak nou min. En dat julle kon inkom, regtig baie dankie. Dink aan julle en sterkte vir die toekoms. Gaan koop daai Ken Foresters in die winkel, gaan ondersteun. Jy hoor nou die groot opoffering wat gemaak is in die verlede. Hierdie FMC is hierdie dag die geleentheid kry om te drink. Dis 'n groot voorreg. Baie dankie. Baie Baie dankie dankie. Matlies. En Gesondheid. moenie worry oor die honde se name, dit is almal iets te doen met musiek. Assy, musiek. Okay. Dankie. Ek gaan opkyk. Weereens baie dankie aan my gaste. Wonderlike gesprek. Geniet daai glasie Chenin Blanc wat so 'n variëteit toon, heerlike geure. Ek sluit af met my wynfeit vir die week. Het jy geweet witwyn kan ook van rooi druiwe gemaak word? Deur die skille vinnig te verwyder aangesien die kleur van skil kontak kom nie van die sap nie. So terloops, en ek weet jy weet dit geweet het nie, dis so vinnige wynfeit vir jou vir die dag. Hulle sê terloops ook dat wat jy proe, dit kom meer van wat jou neus en wat jy ruik aandui. So jy's ruik eintlik meer wyn as wat jy dit proe, want aroma dryf daai geur aan. Sê maar vir my of jy daarmee saamstem, maar dit is blykbaar 'n bestaande feit. Stuur vir daai e-pos brink@rsg.co.za. Baie dankie dat jy saamgeluister het na vandag se Die Reine Wynheid. Sien jou volgende keer.